Goeiedag geliefdes, ek lees Efesiërs 4 vers 26 en 27. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. Ja, as jy die duiwel 'n ruimte gee in jou lewe, sal hy dit aangryp. Paulus verwys in hierdie skrifgedeelte na woede wat aan die duiwel 'n vatkans kan gee in jou lewe. Dit beteken nou nie dat jy nie mag kwaad word nie, maar wel dat jy reg moet optree wanneer jy kwaad word. Deur net vrylik uiting te gee aan jou woede, maak jy baie keer ander mense seer en vernietig jy verhoudings. Woede wat jy weer aan die ander kant onderdruk, kan weer lei tot bitterheid en so kan jy jouself vernietig. As jy jou woede koester, gee jy die duiwel vatkans en kom dan maklik verdeeldheid in jou lewe. Ons moet absoluut waaksaam bly en die skild van geloof hoog hou. Want as jy dit nie doen nie, kan die bose maklik toegang tot jou lewe kry. Daar is gelowiges wat al 'n wonderlike ontmoeting met die Here gehad het en vir wie die Here vrygemaak het van verslawing, sondige gewoontes, vestings, noem maar op. Hulle het dalk selfs 'n wonderwerk beleef en is fisies genees of hulle het geestelike genesing ontvang in Jesus se naam. Maar dan na ruk val hulle maar net weer terug in die verkeerde denkpatrone en sondige gewoontes. Hoekom gebeur dit? Omdat die duiwel jou wil terugwen en kom met teenaanvalle wanneer hy sy greep op jou verloor het. En jy kan met sukses die bose se strategie en teenaanvalle afweer. Maar daarvoor moet jy 3 kritiese besluite neem. Eerste is, jy moet die woord van God die finale autoriteit in jou lewe maak. Kry jou denke in lyn met wat die woord van God sê. Tweedens, jy moet deur die geloof lewe in wat God sê. Ons lees in Romeine 10 vers 17. Die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. En derdens, moet jy besluit om jou lewe te lei deur die liefde van God. Want die liefde van God is die hart van die evangelie. Jesus het aan Nikodemus gesê, God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, so die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Johannes 3 vers 16. Sonder liefde kan jou geloof nie funksioneer nie. Paulus skryf in Romeine 13 vers 2, al het ek die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. En sonder die woord kan jy ook nie geloof hê nie. So, moenie een van hierdie besluite probeer neem sonder die ander 2 nie. Jy het nodig om al 3 die besluite saam te neem. Naamlik die woord, geloof en liefde. Met hierdie leefstyl van die woord, geloof en liefde, sal jy die duiwel se aanslag kan afweer. As jy nou gereed is, neem hierdie 3 besluite saam met my en bid saam met my. Here, in die naam van Jesus verbind ek myself om elke dag te lewe volgens u woord.